Sorry. Get it bottom. Okay. Wat jy nou hier het is jou x-as, né? En as 'n lyn presies horisontaal lê, so, kan julle onthou wat is sy gradiënt? Ons het dit donderdag en Vrydag hersien. Dis as die mannetjie bo op Tafelberg plat loop. Horisontaal, né? Wat was sy gradiënt? 0. Want dink gou, wat gaan hierdie lyn se vergelyking wees as dit die x-as is? Is mos y gelyk aan 0. So sy mx gedeelte is 0. Want hy sê nou maar y gelyk aan 3. So die mx is weg. So vir dit om weg te raak moet die gradiënt 0 wees. Die oomblik as ek begin 'n styltjie bysit, opdraand bysit, dan kry ons wat ons noem 'n helling, an inclination, a gradient. All those words are exactly the same thing. A steepness, a slope. And the definition of that is the change in y over the change in x, né? So as ek hierso 'n potlood vat en ek trek hierso 'n driehoekie na hierdie punt toe, dan is hierdie mos my y-waarde, dis 'n lengte in y. En hierdie is my x. Nou moet jy mooi kyk. As ek nou sê tan van theta en ek moet hier staan, dan is dit wie op wie? Y op x. Is dit nie die definisie van gradiënt nie? Ja. En toe jy graad 10 was en jy het daai hoek gesoek, sê nou maar ek het vir jou daai driehoekie gegee, daar loop my lyn, maar ek sê vir jou hierdie is byvoorbeeld 4 en hierdie is 3. Sou jy daai size kon uitwerk? Jy sê mos tan theta, né? Het jy jou kalkulator in naby? Ek gaan jou gewys. Jy het mos tan theta, dan sê jy dis 4 op 3, dan sê jy shift tan. Koeksoekoe. Druk gou shift tan, 4 op 3. 53,13 grade. So jy kan ook die gradiënt in terme van 'n hoek size uitdruk. En dan noem ons dit 'n inklinasie. Ek gaan dit gou alles in Engels sê. The inclination of an angle is when we take the gradient and we turn it into degrees. So we had, for example, the gradient here was 4 over 3. We wanted to know what steepness is this line? How many degrees does it go upwards? Then we do shift tan 4 over 3 and we get the actual angle size and then we call it an inclination angle. There's just one catch. The definition of inclination is the angle the line makes with the positive side of the x-axis. Now that doesn't mean that this point can't be something like -10, 0. It can be that. But I must move to the positive direction to create the angle. Hierdie kant is mos nog meer negatief, né? So ek gaan nie daai kant lees nie. Ek moet hierdie kant na regs altyd lees. So even if it goes past the 90 degree, I still read it on the right hand side, the inclination angle. Thank you.